Bietjie na Rut vandag. Rut, hoofstuk 1 tot 4, die hele boek van Rut. En dis nogal ek het al 'n paar maal deur die boek gelees omdat hy so kort is, net 4 hoofstukke. Maar ek het so rukkie terug weer deur die boek gegaan en toe het ek net gevoel maar daar's soveel meer in Rut. En ek het sê Here, help my, ek wil dit ontdek. Ek wil weet wat U vir ons eintlik wil leer uit die boek van Rut. Wie van julle het onlangs Rut gelees, die boek van Rut gelees? Dat dalk van julle. Oom Ger daar daar agter. Dit is, kom ek sê, ek het hom seker by lewe al so 1 of 2 keer deur gelees. Dis nie 'n boek waaraan ek baie belang gestel het nie, maar tot nou hierdie 'n week of 2 terug het ek gesê, ja, maar is so mooi storie in Rut. En ek wil hê ons moet, ek het sommer Molly getoets en vra ek van vertel my 'n bietjie die verhaal van Rut en toe vertel sy hom amper vir my beter as wat ek dit geken het. So maar ek gaan dit so vinnig met julle deel en dan wil ek julle deel wat die Here vir my wys uit Rut uit ook. So as ons kyk na die boek van Rut, is iewers gedurende of na die tyd van die rigters is die boek geskryf. Ons is nie seker wie is die skrywer van die boek nie. Baie ouens vermoed dis Samuel wat die boek geskryf het. En dan ons sien ook dit so min of meer 1375 tot 1050 voor Christus wat dit geskryf is. En dis ook 'n moeilike tyd in die geskiedenis van Israel. Mense het net vir hulle self geleef en het glad nie God geag in hulle leefwyse nie. Ons sien Rigters 17 vers 6 sê, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. En dit was ook 'n tyd van ongehoorsaamheid aan God, afgoderye en baie geweld. So eintlik 'n rowwe tyd in die geskiedenis van Israel. En ons het sommer, Koenraad het ook verlede week preek uit Genesis en God wat voorsien, hoe God vir Abraham voorsien het. En God is the provider. Jehovah Jireh, nee, God is die voorsiener. En in hierdie hele verhaal van Rut sien ons weer hoe God die voorsiener is. En ons sal soos ons aangaan daarby uitkom. So as ons kyk na die eerste hoofstuk van Rut, dan sien ons dis 'n tyd, die boek begin en deur ons te vertel, dis 'n sware hongersnoodtyd in Judea. En Elimelek en Naomi met hul 2 seuns, Maglon en Kilion, besluit om te trek uit die Bethlehem streek na die gebied van Moab. Nou Bethlehem was 'n boeregemeenskap. Hulle het graan geplant daar, veral gars. Is vir barley en is die Engels daarvoor. So hulle het 'n droogte tyd beleef en hulle het gevoel, maar kom ons gaan na Moab toe, na op die kaart. Ek weet nie of julle so ver gaan kan sien nie. Maar Bethlehem lê net so onder Jerusalem en hulle het getrek na Moab, wat so half van die ooste kant van Israel was, of van Judea waar hulle nou was. En hulle het gaan kyk of hulle nie 'n beter lewe daar kan gemaak nie. En met ek weet nou nie, hulle sê nie presies hoe lank nadat hulle in Moab aangekom het Naomi se man, Elimelek, gesterf. En haar seuns het toe met 2 Moabitiese vrouens getrou, Orpa en Rut. En 10 jaar later sterf die 2 seuns ook. Nou ons weet nie presies hoekom hulle dood is nie, maar wat 'n krisis bevind Naomi haarself in. In 'n vreemde land, haar man is dood en haar 2 seuns is dood. En in daardie tyd het dit mos so gewerk dat daar moes 'n man wees wat vir die vrouens gesorg het. En die seuns was die erfgename. En nou is die 2 seuns ook dood. En dit laat Naomi, Rut en Orpa eintlik in 'n baie slegte posisie van weduwees, wat eintlik werkloos is, wat 'n inkomsteloos is, wat eintlik verarm is. En so beleef Naomi hierdie krisis en sy het net haar 2 skoondogters wat eintlik Moabitiese vrouens is in hierdie vreemde land. En dit is
waaroor hoofstuk 1 min of meer gaan. As ons okay, hoofstuk 1 gaan eintlik nog uit, nog nie klaar nie, sorry. Naomi besluit toe om terug te keer na Bethlehem en want dis mos maar vir haar voel dit heel waarskynlik dis die plek, haar familie is daar en sy gaan dalk 'n beter heenkome daar kry. Maar ook die grond wat hulle in daai tyd daar agtergelaat het, is ook nie meer wel mense het aangegaan met die grond, nee, dit is nie meer in haar besit nie. So sy verduidelik aan haar skoondogters dat sy nie vir hulle kan sorg nie, dat hulle eerder moet teruggaan na hulle familie toe in Moab. Orpa besluit om terug te keer na haar ouers, maar Rut is vasberade om by Naomi te bly en saam met haar terug te gaan na Bethlehem toe. Ons sien daar in Rut hoofstuk 1 vers 16 dat sy sê daarso vir Naomi, moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk en u God is my God. Vir 'n vrou in 'n land wat eintlik vreemd is vir Naomi en 'n godsdiens en 'n God waarna hulle glo wat vreemd is vir Rut. Om hierdie woorde te kan sê, om hierdie besluit te kan neem, ek volg my skoonma. En ek weet daar is nie altyd hierdie goeie verhale van 'n skoondogter en 'n skoonma nie. Maar kan julle dink die invloed wat Naomi op Rut moes gehad het? Dat Rut sê maar ek gaan saam met my skoonma terug na 'n vreemde land toe en ek wil haar God en haar godsdienste aanneem en al hulle gebruike aanneem. Die invloed wat Naomi op Rut gehad het is eintlik wonderlik. Ek het sommer geskryf Naomi se liefde en invloed op Rut en 'n voorbeeld van haar verhouding met God veroorsaak dat Rut haar geloof aanneem. God was nie net 'n God van Jode nie. Rut het die ware God aangeneem en die Here het haar aanvaar. En hierdie is sommer vir my amper al die eerste voorbeeld waar as ons gaan kyk na Handelinge 10 vers 34 en 35 waar Petrus sê, hy sê dat God nie onderskeid maak nie, maar uit enige volk mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. God is nie 'n God van 'n spesifieke bevolkingsgroep nie, hy is 'n God van nasies. En hier is alreeds in die Ou Testament die eerste bewys dat Rut, wat 'n Moabitiese vrou was, eintlik 'n gentile, né, 'n heidense volk wat God kom en sê maar ek neem jou aan as my kind. Wonderlike voorbeeld hierso. En hulle kom dan aan ook in Bethlehem tydens die garsoestyd. Dit was omtrent in die lente seisoen. Dit was 'n tyd van oorvloed gewees. Raai, dis nou hoofstuk 1 dink ek. Kom ons kyk as ons na die volgende een te gaan. Ja, hoofstuk 2. Kom ons kyk gou deur vir hoofstuk 2. Ons wat ons sien, eerste ding wat gebeur het hier, so hulle is terug in Bethlehem en hulle is eintlik nou 2 wedevroue, eintlik arme mense. En in daardie tyd het boere werkers gehuur om die gars te sny en bondels bymekaar te maak. En die wetgewing van daardie tyd het bepaal dat boere die kante van die lande moes los vir arme mense om uit die oes vir hulle kos te kan kry. Hulle kon ook die are wat geval het op die grond kon hulle gaan optel. So daai prentjie in die agtergrond wys sommer net hier op die kant wat hulle nou die gars bymekaar maak. En Rut het gaan werk op die lande om kos bymekaar te maak want daar was nie kos in hulle huis nie. En sy's in hierdie vreemde land en sy's 'n weduwee, maar sy jy weet, daar's nie kos in die huis nie, maar sy sit nie en kyk in Naomi se oë nie. Dis vir my die mooi van hierdie ook, nê. Sy besluit om uit te gaan, 'n plan te gaan maak, God te vertrou en op 'n manier kos bymekaar te kry. En die wonderlik wat toe gebeur is, die Here gee haar eintlik guns en sy beland op 'n land van 'n man met die naam Boas. En Boas is eintlik 'n familielid van Naomi. En net wat
sommer die les wat ek vinnig hier uitkry, partykeer moet ons net 'n stap van geloof gee. As dinge moeilik gaan by ons, neem 'n stap van geloof en vertrou die Here vir die deure wat hy vir jou oopmaak. Nou, Rut, soos ek sê, het net besluit, sy gaan uit en sy gaan probeer kyk hoe sy kan kos bymekaar maak. Ek het sommer hier geskryf, miskien is die geleentheid wat daar is, nie dit wat jy in gedagte gehad het nie, dit mag dalk net die geleentheid wees wat jou gaan help om jou ware potensiaal raak te sien, of om nuwe deure vir jou oop te maak na groter geleenthede. Jy weet, partykeer is daar 'n geleentheid vir ons, maar jy sien jouself nie in daai geleentheid nie. En dis dan net juist dan wanneer die Here vir jou 'n deur oopmaak vir 'n volgende geleentheid. Ek dink sommer net, ek het sommer vanoggend met Molly ook gedeel, toe ons nog in Botawil was, het sy by skool begin skool gee, 'n privaat skool. En dit was vir haar moeilik om weer na 'n klomp jare wat sy saam met my in die versekeringsbedryf was, terug te gaan om skool te. Hoe lank was dit? 10 jaar? 10, 11 jaar. 11 jaar wat sy uit die onderwys was en nou weer terug gaan skool toe, maar op daai stadium was dit 'n geleentheid wat die Here gebied het. En sy het dit aangegryp. En dit was vir haar moeilik, dit is 'n Engelse skool. Sy is gewoond om Afrikaans te praat en Afrikaans skool te gee. En sy was hierdie hele nuwe omgewing gaan aanpak en 'n onderwyser wees. Wat was dit vir die graad 1s, nê? Nogal vir die graad 1tjies ook. En moeilike tyd wat sy beleef het, maar in dit ingegroei en eintlik toe sy daar weggaan, het hulle het moeilik afskeid van haar geneem, maar die wonderlik van dit is jare later, so 'n paar jaar later, het ons 'n dogter wat ook onderwys swat. En dis mos nou studiegeld. Dis 'n duur storie. En verlede week toe gaan sien ons 'n vrou in Botawil wat ook die prinsipaal is, of wie se skool dit eintlik is, nie prinsipaal, dis haar skool. En sy gee vir Carmen 'n beurs vir haar studies vir die volle 3 jaar wat nog oor is. Amazing hoe die Here werk, maar 'n geleentheid wat die Here gegee het vir Molly, wat eintlik die deur later oopmaak vir Carmen vir haar studies. En dis iets wat sy nie wou gaan doen nie. Ons het baie gebid daaroor en sy het baie gehuil. Ek het net gevoel, kom net oor dit. Ek gaan hou nou net skool. En dis weer 'n geleentheid wat die Here gebruik het om net 'n deur oop te maak. En dit bring my net weer, die tema vir vandag is, jy is deel van God se groter plan. Moenie vaskyk aan die omstandighede nou nie. Kyk, vertrou God vir wat vorentoe wat nog op pad is. Amazing hoe die Here net werk en hoe hy vir ons geleenthede gee. En dieselfde met Rut, sy beland in die land van Boas, en Boas is 'n naasbestaande van Naomi aan haar man se kant. En die volgende episode of hoofstuk is waar ons dan die deurbraak sien vir hulle. Boas was nou eintlik 'n wat mense sê in Engels 'n kinsman redeemer. Afrikaans praat ons van 'n losser in hulle familie, en hoe dit gewerk het wanneer die man in die familie gesterf het, moes sy naaste manlike bloedverwant die weduwees en die weeskinders onder sy sorg neem. Hy moes ook toesien dat hulle versorg word en dat die familiegrond wat in vreemde hande geval het, losgekoop word en teruggaan na hulle toe. Daarom is hy die losser genoem. En Boas is toe nou ook die losser vir Naomi van haar man se kant af. En ons sien ook in hoofstuk 3 dan waar Naomi dan kom met 'n plan na Rut toe, want Rut het nou begin werk by Boas en hy het haar ook uit kennis geneem van haar, hy het haar raak gesien. Ek dink sy was 'n mooi vrou ook gewees. En hy het vir eintlik gunstig, hy het vir die werkers gesê laat val van die are, die garsare, laat nou Rut ekstra van dit kan optel, en hy het sommer nog vir haar 'n klomp gars gegee ook. So hy het reeds kennis geneem van haar. Maar die ou, soos ons sê, jy weet, die ou wou nie 'n move maak op Rut nie.
En Naomi kom toe met 'n plan by Rut. Dit laat my so half nogal dink hierdie hele ding wat hier na afspeel is iets amper soos vrou soek 'n boer of boer soek 'n vrou soek 'n boer. En sy kom met so 'n halwe strategie na Rut toe en sê, "Oké, kom ons maak 'n plan dat hierdie ou verstaan. Hy is ons losser en jy is die vrou wat beskikbaar is vir hom." En ons lees dit as ons gou na daai plan gaan kyk wat sy vir Rut gee. Dis in Rut hoofstuk 3 vers 3 tot 4. Ek gaan dit sommer hier lees vir julle. Sy sê vir Rut toe, "Was jou, maak jou mooi en trek jou netjies aan en gaan na die dorsvloer toe." Boas was besig om die gars wat hulle geoes het nou te dors of te op die dorsvloer het hulle dit mos nou die graan op 'n vloer gegooi en hulle die donkies of perde gekry wat dit uitgetrap het en dan dit was gewoonlik op 'n heuwel gewees en dan het hulle daai gars en goed so opgetel en die wind die kaf weggewaai dat hulle die ek sal nou maar sê die graan gedeelte van die oes dan kan skei. En hy was daar en hulle het dit gewoonlik in die nag gedoen want in die dag moes hulle oes. So Boas was besig met dit en sy sê toe vir hom, "Gaan soontoe." Sy sê vir Rut, Naomi sê vir Rut, "Gaan soontoe, maak jouself mooi, sit vir jou reukwater aan." En dan sê sy vir hom, vir Rut, "Moenie dat hy jou gewaar voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. Wanneer hy gaan slaap, sorg dat jy weet waar hy gaan lê en dan gaan jy soontoe en kry by sy voete in. Hy sal jou dan sê wat jy moet doen." Nou, dit klink vir my baie weird hierdie hele ding. So ek het 'n bietjie geoplees oor dit. Hierdie was nou nie 'n tipiese, wat kan ek nou sê, deesdae se stories wat 'n ou kry op die TV wat die vrou by die man gaan slaap nie, nê. En 'n seksuele daad pleeg daar nie. Hierdie was net eintlik van 'n Rut se kant af 'n uitnodiging aan Boas om te sê, "Ek is hier, trou met my." So sy het by sy voete gaan inkruip onder sy kombers in of wat ook al en toe hy wakker word, ek het sommer 'n prentjie gesien. Ek het nou nie om toe nou gebruik nie, maar een waar toe hy wakker word, hy het geskrik. Ek kan dink toe hy wakker word, hier lê nou 'n vrou by sy voete. En onthou, dis nie net hy wat daar geslaap het, daar het nog ander mense ook nog geslaap. En hy vra toe vir haar, dis nou vers 9, hoofstuk 3 vers 9. Sê hy, "Wie is jy?" En sy antwoord, "Ek is Rut. Ek is van u afhanklik en u is my losser. Neem my nou onder u beskerming." Sulke mooi woorde. En vir my moes so mooi, ek wil nou nie 'n ding vooruit my hele boodskap vooruit hardloop nie, maar ek onthou in 2008 het ek ook min of meer hierdie woorde vir Jesus gehad. Ek onthou hoe ek ook na Jesus toe gekom het en gesê, "Die Here, ek is van U afhanklik. U is my verlosser. Neem my net onder U beskerming in." En Boas eintlik 'n mooi prentjie wat in hierdie hele verhaal geskryf word as Jesus Christus in hierdie verhaal. Ons gaan nou verder oor dit gesels. Maar Rut 3 vers 11 sê Boas dan vir haar, "Alles wat jy my vra, sal ek doen, want al die mense weet dat jy 'n goeie vrou is." Weer 'n keer Rut het nie in haar skoonma se huis gesit en wag vir beter dae nie. Sy het uitgegaan, geleenthede gaan aangryp en in daai geleenthede wat sy gekry het sy gewys wie sy is in die Here. Mense kon sien sy's 'n goeie vrou. Sy help haar skoonma. Sy aanbid die God wat hulle aanbid. Sy het die voorbeeld uitgeleef van 'n goeie vrou en dit laat my dink in Spreuke 31 wat praat van die goeie vrou. As ons dan aangaan in hoofstuk 4, sien ons dan hierdie storie het 'n pragtige einde. Boas sê toe vir Rut, "Maar hoor jy, daar's iemand anderste wat nader aan jou skoonma is as ek. Ek wil hom net eers gaan sien en met hom praat. As hy jou nie wil neem as sy vrou nie, dan sal ek dit doen."
En so het Boas toe gegaan en hulle het daai tyd in die stadspoort het hulle sulke tipe vergaderings gehou waar al die leiers van die dorp of die stad gekom het en hulle die vergadering, so daar was getuienis gewees en hy het vir hulle die hele storie gaan vertel en sê vir hierdie manne, hulle gee nie sy naam nie, maar vir hom gesê jy is eintlik die losser, die kinsman redeemer van hierdie familie. So as jy vir die grond van Naomi terugkoop, moet jy weet, moet jy met Rut ook trou. En ek dink miskien was sy omstandighede so dat hy net gevoel het, maar as hy dan met Rut trou, gaan hy dalk sy erfporsie na sy kinders toe beïnvloed en hy sê toe vir Boas, ek gaan nie, jy kan met haar trou. En Boas trou toe met Rut en hulle het toe 'n seun wat gebore word uit hulle huwelik uit, wat se naam Obed word. En dis Naomi se kleinseun. En die vrouens in die dorp sê die Here het sy het deur so moeilike tyd gegaan en die Here het haar geseën weer nog met 'n kleinkind ook. En die wonderlike van hierdie is dan Obed word dan ook later die oupa van Dawid. In die geslagslyn waar Jesus gebore word. As ons kyk na hierdie geslagsregister aan die einde van hoofstuk 4, dan kan ons duidelik sien Jesus word uit hierdie nageslag gebore. Uit Obed het Isai gekom, ek wil amper sê Jesse, dis 'n Engels Isai, wat Dawid se pa was en uit Dawid klomp geslagte aan Jesus Christus gebore. Maar die wonderlik van hierdie is net vir my weer 'n keer, as ons kyk na Boas en Rut, 'n Moabitiese vrou, 'n Gentile vrou, 'n heidense vrou wat ingekom het in die bloedlyn van Jesus in. As ons teruggaan, ons gaan kyk na Rahab. Rahab was 'n prostituut. Sy het ons vir die spioene plek gegee waar hulle kon wegkruip toe Joshua hulle gestuur het om Jerigo te gaan verken daarso. En sy was 'n prostituut en sy lê ook in die geslagsregister wat na Jesus toe gaan. En vir my breek hierdie net oop, maak nie saak wie jy is of wat jy is of wat jy gedoen het nie. God gebruik ons ten goeie. Jy is deel van God se groter plan. Maak nie saak hoe jou verlede lyk of wat jy gedoen het nie. As ons in Jesus Christus 'n kind van God word, kyk hy nie meer na jou as die sondige Werner van die verlede nie. Hy kyk na jou deur Jesus Christus sy seun. En dis die wonderlike van hierdie verhaal. Een van die wonderlike goed. Nog iets wat ek nou eintlik gesê het, God's plan was better than my plan. Ek onthou hoe ek en Molly al moes besluite neem, waar ons in daai besluit, in daai seisoen, gedink het, ek dink ons het 'n fout gemaak. Maar uiteindelik was dit deel van God se plan vir ons. As ons vandag terugkyk na goed wat ons gedoen het op daai stadium, het vir my gevoel onverantwoordelik. Hoe kan jy so iets ooit oorweeg eers? As ek vandag terugkyk, dan weet ek kan sien die lyn wat God met ons stap tot waar ons vandag is. Toe ek in 2008 nou besef, maar God roep my vir voltydse bediening. Onthou het ek gesit en dink daar in die kantoor by PSG, en dan dink ek, okay, hoe gaan hierdie nou gebeur? Dat ek is in versekering, ek bedoel, gaan iemand my nou bel hier? Ek het altyd gesê uit die Kaap uit. Dit sou my nice wees om daar te wees, maar uit die Kaap uit en sê, hoorie Werner, ons soek 'n pastoor vir ons gemeente, sal jy asseblief kom? En dit werk nie heeltemal so nie. Dit het ek nou gesien. Dis nie hoe dit werk nie. Die Here het 'n groter plan en sy plan is beter as my plan. In my lewe het ek nooit gedink ons sal in Vienskroon beland en ons sal 'n internskap hierso in VVG doen nie. Maar dis God se plan. Dit word net vir my al hoe duideliker, die lyn waar God al sy goedjies, al die klein dingetjies bymekaar kom sit om uiteindelik sy groter plan vir jou en my aan ons te openbaar. Naomi wou eintlik gehad het Rut moes bly in Moab. Maar God se groter plan was dat sy moes saamkom en uiteindelik vorm Rut dan deel van die geslagsregister van Jesus. Kan julle dink as Rut, die Here sou iemand anders gevind het, maar as Rut moes
besluit nee, ek bly eerder by wat ek ken. En nie daai stap van geloof kom gee het nie. En te sê ek gaan saam na 'n vreemde land toe. Ek neem 'n geloof wat eintlik nog vir haar vreemd was aan. Kan julle dink al hierdie ding wat haar skoonma vir haar gesê het, hy moet nou na hierdie ou toe gaan. Hy is nou die ou wat met jou moet trou op die einde. Ek weet sy het niks van die goed geken of geweet nie. Maar as sy besluit het om te bly, het sy al hierdie blessings wat die Here vir haar gehad het, uiteindelik gemis. Nog iets wat ek sommer raak sien uit hierdie hele verhaal van Naomi en Rut, is dat ek en jy is eintlik die Rut in die verhaal. Rut in 'n verlore in 'n vreemde land. En saam met Naomi kom sy terug na 'n land wat vir ons nou vreemd is. En Naomi sien ek eintlik as die Heilige Gees in die verhaal. Wat haar voorstel aan God die Vader en uiteindelik na Boas wat Jesus voorstel toe lei. En Boas, soos ek gesê het, is Jesus die losser, die verlosser, soos wat ons vandag verstaan. Maar ek en jy is die Rut. Iewerste was jy ook verlore. En het jy ook nie heenkom gehad, jy was amper soos 'n weeskind gewees. 'n Weduwee wat geen toekoms het. Maar deur God se genade en sy liefde en deur sy Heilige Gees en sy seun se offer aan die kruis, is ek en jy gered. En het ons 'n toekoms, ons het 'n verwagting, ons het iets om na uit te sien. Nog ietsie wat ek sommer met julle wil deel, wat vir my eintlik amper half die hoogtepunt is van hierdie hele verhaal, is as ons gaan kyk na die Ou Testament, die kwalifikasie wat jy moes hê om 'n losser of 'n kinsman redeemer te wees. Hy's groot genoeg, julle kan mooi sien. Die eerste ding was, jy moet bloedverwant wees. En as ons gaan kyk na Galasiërs 4, vers 4, ek nou daar gesê 4 tot 5, is eintlik vers 4 tot 6. Ek lees hom uit die Afrikaans 83, dan staan daar, maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit Abba. Dit beteken Vader. So is ons bloedverwant? Yes. Deur Jesus Christus het God ons aangeneem as sy kinders. Johannes 1 vers 12 staan daar, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Jy is 'n kind van God, jy is bloedverwant. Dis die eerste ding. Die tweede ding is jy moes ek wil net die Afrikaans sou kry, jy moet dit kan bekostig. Dis die tweede ding. Want onthou, daai losser moes die grond gaan koop van daai familie wat verlore geraak het, nê. En as ons kyk na 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. So eintlik wat Jesus kom doen het is, deur Jesus Christus word ons die kinders van God en kan hy as ons kinsmans redeemer optree. Hy kan as ons verlosser, ons losser optree. Die tweede een is wat ons nou gesê het, jy moet dit kan bekostig. In 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê Paulus, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Hy het die prys, die volle prys vir jou en my betaal. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê Petrus, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is nie. Ek wil dit net weer, met silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.
Hy het ons losgekoop, hy het die volle prys betaal. Jesus kon bekostig om ons vry te koop. Dan die derde ding is, must have willingness to buy. Of jy moet 'n gewillige koper wees in Afrikaans. Johannes 10 vers 17 tot 18 sê, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Dis Jesus wat hier praat. Hy sê, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En in 1 Johannes 3 vers 16, kom die Here en hy sê hieraan, of Johannes sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Hy het dit vrywilliglik gedoen. Daar was 'n vrymoedigheid, hy was 'n gewillige koper. Hy het gekom en gesê, ek lê my lewe af om jou te kan hê. Jesus voldoen aan al drie daai vereistes uit die Ou Testament om vir ons 'n verlosser of 'n losser in die Ou Testament te kan wees. Is dit nie wonderlik hoe God se plan werk en hoe hy elke keer uit die Ou Testament kom en hy kom bevestig dit weer 'n keer in die Nuwe Testament deur Jesus Christus. Vir my is dit hierdie hele tyd wat ek nou voorberei het om rit die boodskap uit rit uit met julle te kom deel, het die Here net weer vir my kom wys die koneksie tussen Ou Testament en Nuwe Testament. En hoe Jesus al daai vereistes kom vervul het sodat ons kinders van God genoem kan word. Wat ek eintlik wil sê vanoggend is, jy is deel van God se groter plan. Jy sit nie vanoggend hier as kind van die Here verniet nie. Ek dink altyd en ek het dit weer met die kinders daar by die skool gedeel verlede week is dat ek dink is Johannes 14 wat Jesus sê, niemand kan na die Vader toe kom of niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie na my toe trek nie. Feit dat jy hier sit vanoggend beteken God die Vader het jou na Jesus toe getrek deur sy Gees. Het hy jou na Jesus toe gebring. Baie soos wat Naomi vir Rut na Boas toe gebring het. En vandag, sodat jy Jesus kan aanneem as jou verlosser, en dat jy 'n kind van hom kan wees. God het jou gekies. Anders sou jy nie gesit het vandag nie. Wat 'n voorreg is dit nie om gekies te mag wees nie. Die vraag is net, of ek wil nie sê die vraag nie, ek dink die partykeer neem ons dit so half van selfsprekend aan. Ek kom agter, en ek en Molly het ook al baie daaroor gepraat, ek onthou toe ons tot bekering gekom het, hoe honger was ons vir meer van die Here. Ons kon net nie genoeg kry nie. En dan bekom 'n ou op 'n plek waar, jy beland so half op 'n plek waar die goed vir jou so half, jy raak gewoond aan dit. God se woord, wat die Heilige Gees doen, die samekomste, as ons worship. Jy weet die oomblik wat ons op daai plek beland, dan raak ons geïrriteerd met klomp goedjies. En ek besef die Here wil hê ons moet elke keer wanneer ons 'n geleentheid het om by mekaar te kom, wanneer jy geleentheid het en jy met jou Bybel gaan sit alleen in jou binnekamer, om weer mooi te gaan dink, hoe bevoorreg is jy om hierdie te mag hê. En dat jy 'n keuse gemaak het. En nie soos 'n Orpa eerder gekies het om te bly wat in die ou lewe nie, die wêreldse lewe nie. Dat jy soos 'n Rut gekies het om God te volg. Gaan dink mooi daaroor, want vandat ek weer net met daai mindset God se woord begin lees het en hiernatoe gekom het en saam begin worship het, is dit weer asof daar weer 'n nuwe opgewondenheid in my hart is om God te kan dien. Gaan dink weer 'n keer, wie is jy? Moet dit nie net as van selfsprekend aanvaar nie. Dit gebeur net so maklik. Ek dink Rut was vir my 'n wonderlike boek om net weer 'n keer te gaan oopmaak en sê, Here, wat wil U hê moet ek sien in Rut? Ja. Ek dink as ek nou verder gaan sit, gaan hy vir my nog meer gee. Daar's soveel.
En ek wil as terug by Bybel lees. Gaan lees die Bybel, elke hoofstuk wat jy lees, vra vir die Here, Here, wat wil jy moet ek sien in hierdie stuk? Wat ek ook agterkom in my eie lewe, ek's baie selfgesentreerd. Jy weet dit so gefokus op my eie omstandighede en die goed waarmee ek nou sukkel en die goed wat vir my uitdagings is. Ek fokus net op dit dat ek nie oop genoeg is om te hoor wat God vir my eintlik wil sê nie. Gaan sit met jou woord, met jou Bybel, met die woord. En sit daai goed wat jou plaas so 'n bietjie een kant toe en sê Here, praat met my uit die woord uit. Wat wil U hê? Wat wil U vir my sê vanaand of wanneer jy dit ook al doen? Dan raak dit weer lekker om die Bybel op te lees. Want julle die lekkerste vir my is ek moet julle sê ek's eerlik, ek het gesukkel met dit. Want dis 'n storie, dis amper soos 'n romans. En julle kan vir Molly vra as hy hierdie romanse begin kyk op Netflix en is nog oorvertaal ook. Jy weet die ou hy het al op die stem is al weg en beweeg die lippies nog, nê. Nee. Dan ek wil dit nie kyk nie. Ek is nie ou vir romantiese verhale nie. So rit, ek dink dis een van die redes hoekom ek rit nie baie gelees het nie, maar ek het net beleef die Here sê praat uit rit uit en toe ek gaan sit en sê Here, praat met my. Ek wil hoor wat sê U vir my oor rit. Toe kom dit. En dit was vir my moeilik. Ek het gesukkel, maar op die einde van die dag vandag kan ek sê, die Here het my klomp goed kom wys uit rit uit. So ek wil jou aanmoedig, gaan sit, gaan vat daai boeke wat jy eintlik een kant toe geskuif het en begin dit net lees. Kyk wat wil die Here vir jou sê. Daar's soveel goed wat hy en vir my soos ek sê, die koneksie tussen die Ou en die Nuwe Testament, dis vir my net so mooi hoe dit so 'n lyn is wat deurloop. En as jy mooi gaan kyk, wys die Here vir jou klomp goed hoe dit by mekaar uitkom. Ek wil afsluit vanoggend sommer net die woord en ek wil sommer net vra as jy dalk vanoggend op 'n plek is waar jy dalk miskien voel jy soos 'n Naomi vanoggend. Jy weet nie mooi watter kant toe neem. Jy weet jy dalk verliese gehad, jy dalk klomp slegte goed gehad wat met jou gebeur het en jy weet nie mooi van waar af nou nie. Wil ek saam met jou bid vanoggend. As jy dalk 'n rit is wat ook voel daar's nie vir my uitkoms nie, maar daar is iets wat die Here vir jou wys. Jy moet nou net die besluit neem en dit doen. Wil ek ook saam met jou bid. Dat jy daai stap van geloof sal neem en God net vertrou vir die nuwe seisoen. Ons het dit al baie vir mekaar gesê, Jaco het dit ook nou daar agter gesit toe ons saam gebid het. Paul Manwaring wat sê God wastes nothing. Geen seisoen in jou lewe is ooit 'n waste nie. God gebruik elke seisoen in jou lewe, al is dit hoe sleg, al is dit hoe swaar, al is dit 'n tyd van hartseer. Elke seisoen gaan die Here tot jou voordeel gebruik. As jy hom ken in daai seisoen, moet hom nie een kant toe skuif nie. Slegte dinge het met Naomi gebeur. Sy het inteendeel teruggekom in Bethlehem en gesê die Here het daardeur slegte goed met haar laat gebeur. En ons voel partykeer so. Dit sê maar, Here, hoekom doen U die goed aan my? En eintlik is dit net 'n seisoen wat hy jou deurvat. Hy is nog steeds in beheer, hy het jou. Baie keer is dit maar net die lewe wat gebeur. Maar God het jou. En hy hou jou vas. So as jy voel dalk soos een van hierdie karakters. Jy voel dalk soos 'n Orpa. Jy weet die Here het met jou gepraat, maar jy het nie geluister nie. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Sal julle saam met my staan en doen ons 'n gebed asseblief. Ag Vader, ons kom net voor U vanoggend, Here, met absolute verwondering in ons harte, Here. Wie U is, Here. Die goeie God wat U is. Die goeie Vader wat U is, Here, 'n God van liefde, 'n Vader van liefde, 'n Vader van omgee. 'n God wat alles gee. Vader, U het U seun gegee om ons los te koop. Jesus het U lewe gegee om ons los te koop.
Dankie daarvoor. Here, dankie dat U vandag in ons harte kom bevestig wie is ons. Ons is U kinders, Here. En U het 'n prys van ons betaal. Here, ek wil bid vanoggend, ek wil sê, Here, ekskuus dat ons partymal al hierdie goed sommer net as van selfsprekend sien, Here. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U weer in ons harte ons kom herinner hoe bevoorreg ons is om kinders van U, van God genoem te mag word. Ek wil bid vanoggend vir elke persoon hierso wat by 'n kruispunt staan. Wat 'n besluit moet neem, wat 'n stap van geloof gaan vat, Here. Wil U nie kom en deur die Gees hierdie ouens bemoedig, elkeen bemoedig wat in daai situasie is nie. Here, ek wil bid, gee ons meer geloof om 'n stap van geloof te kan neem. Vader, ek wil bid vir daai persoon wat vandag onseker voel oor klomp dinge. Here, dat U sal kom deur die Gees en weer kom bevestig dat U plan is groter en beter as ons eie planne, Here. Here, ons vertrou U in elke tree wat ons gee. Here, dankie dat U by ons is en dat U ons nooit sal los nie, Here. Vader, ek bid dat U elkeen sal seën, Here. En dat soos ons in hierdie week ingaan en weer onthou wat ons vandag gehoor het, Here, dat ons met U woord sal gaan sit, Vader, en sal U nie U woord net weer kom oopbreek vir ons en dat ons ontvang uit U woord wat U vir ons wil gee, Here. Heilige Gees, herinner ons aan tyd met God, tyd met die Vader, tyd met Jesus. Dat ons sal tyd maak om by U te wees en om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, ons eer U vir U goedheid en liefde. Vader, ons wil hierdie week ingaan en U naam verheerlik en groot maak en 'n lewe leef wat van U getuig, soos wat Rut gedoen het, soos wat Naomi gedoen het, Here. Dankie, Here, vir al U goedheid en U liefde. Ons elke dag ervaar. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê en ons is hier voor as jy gebed nodig het, kom. Ons wil graag saam met julle bid, hoor. Geseënde week vir julle almal. Dankie.